As jy nou Johannes 8 en 9 lees, dan sê jy nou lees, Jesus is besig om soos gewoonlik die klomp Jode wat agter hom aangekom het, in die tempel bymekaar te bring op 'n Sabbatdag. Miskien het hy hulle nou nie bymekaar gebring nie, maar hy het in elk geval tempel toe gegaan en dan die hele lot, die Fariseërs en die skrifgeleerdes ingesluit, daar in die tempel saam met hom gewees. En nou lees jy in Johannes 8 en 9, hoe hy hulle by so 'n geleentheid probeer leer oor wie hy is en hoekom hy na hierdie wêreld toe gekom het. En sommige van hierdie Jode het tot geloof gekom in Jesus, maar ander het heftig negatief op Jesus gereageer. Soveel so, dat hulle hom uitgeskel het vir 'n Samaritaan. Kan ek nou maar in ons Afrikaanse woord, hy's 'n hotnot. Hy's 'n hotnot, sê hulle, wat van die duiwel besete is. Nou dis die slegste manier wie iemand kon uitskel, maar dis hoe hulle hom uitgeskel het. Trouwens, in hierdie 2 hoofstukke staan dat in 'n stadium hulle so kwaad was vir Jesus, dat hulle hom met klippe wou doodgooi. En na hierdie onderonsie met hierdie Jode en skrifgeleerdes en Fariseërs, is Jesus op pad van die tempel af, iewers heen op pad. En op hierdie pad kom hy langs die pad 'n blinde man teë. En sy disippels begin 'n gesprek, so diep teologiese vraag oor, maar hoekom is hy blind? Hoekom is hy blind gebore? Wat sou die rede daar? Julle weet mos hierdie vraag wat ons altyd vra. Hoekom? En Jesus antwoord hulle nie regtig nie, maar wat hy doen, is hy buig neer en hy maak 'n bietjie klei aan, en hy vat hierdie klei en hy smeer dit op die oë van hierdie man. En hy sê vir hierdie man, gaan was jou oë in die Siloam-bad. En die man is daar weg, en hy het sy oë gewas, en toe hy klaar sy oë hierdie klei afgewas het, toe verander sy hele lewe. Want skielik kon hy sien, helder volkleur, 20/20 visie. Vir die eerste keer in sy lewe kon hy die wêreld rondom hom sien. Maar as jy nou die storie verder lees, dan ontdek jy, daar gebeur baie meer met hom. Want hierdie ou wat maar net daar gesit het en miskien 'n bietjie gebedel het, kry skielik 'n stem. Dis asof hy sy eie stem vind. Want as hierdie klomp Fariseërs by hom kom en hom uitvra oor wat nou gebeur het, hoe is dit nou dat jy gesond is? Dan vertel hy hulle oor Jesus. En wanneer hulle met hom redeneer, dan sê hy vir hulle ouens, maar, en dan vra hy vir hulle vrae wat hierdie Fariseërs in 'n blik druk. Hy kry sy eie stem. En as jy verder lees, dan kom hy terug by Jesus, en Jesus sê vir hom, weet jy wat, ek is die seun van die mens. Ek is die Messias. En hierdie ou kom tot geloof, so staan daar, en hy het Jesus aanbid. So in daai gebeurtenis het baie meer gebeur as net dat sy oë genees het. Sy fisiese oë is genees, sy geestesoë is oopgemaak, hy het 'n nuwe lewe gevind, 'n totaal nuwe en beter lewe. Dis wat gebeur het. Maar die Fariseërs was nou nie baie gelukkig daaroor nie. En hulle was nie maar net hierdie moedswillige klomp suurknolle nie. Hulle was dit ook. Maar hulle was net nie gelukkig oor wat gebeur het nie. Hulle het 'n issue gehad met die feit dat hy genees is. En hulle wou dit nie aanvaar nie. Oor een simpel rede. Omdat Jesus op die Sabbatdag, die rusdag, klei aangemaak het en hierdie man genees het. Omdat hy op die Sabbatdag, volgens hulle idees van hoe die Sabbatdag werk, gewerk het, in plaas van gerus het. En hierdie issue wat lê met hierdie ding, dat Jesus op 'n Sabbatdag 'n man genees, dis vir hulle so erg, dat hulle kan dit nie aanvaar nie. Hulle wil dit ongedaan maak. Hulle maak die lewe moeilik vir die man wat genees is, en sommer vir sy ouers ook. En selfs vir Jesus.
Hulle plaas druk op hierdie man, dat hy moet ontken dat Jesus hom genees het. Hulle plaas druk op sy ouers, sodat sy ouers druk op hulle seun moet plaas, sodat hy moet ontken dat Jesus hom genees het. En toe hy nie wou toegee nie, toe hierdie man wat genees is sê, maar ek kan nie anders as om te sê, Jesus het dit vir my gedoen nie, toe verban hulle hom uit die sinagoge, om hom stil te maak. En toe gaan hulle terug na Jesus toe. Hierdie ouens wat hierdie issue het, met Jesus wat 'n man genees op 'n Sabbatdag, gaan terug na hom toe, en hulle konfronteer hom daarmee. En Jesus antwoord hulle nie. Hy sê vir hulle op 'n baie mooi manier, hierdie man kan sien, maar julle is nog blind. Julle dink omdat julle oë oop is, sien julle, maar hierdie man sien met sy oë en met die oë van sy hart. Julle is nog blind. En julle kan dink dat hulle nie daarvan gehou het nie. Want hulle kan dan sien, hulle oë is oop. En Jesus sê vir hulle is blind. So dis net nog 'n nuwe probleem wat hulle met Jesus het. En dan kom Jesus en hy kom wys vir hulle hoe blind hulle regtig is. Al is hulle siende. En dis nou wat ons kry in Johannes 10 vanaf vers 1. So wanneer ek dit lees, wil ek hê jy moet luister met hierdie vraag. Wat is hierdie blindheid wat Jesus uitwys in die Fariseërs se lewe? Johannes 10 vanaf vers 1. Hy's besig om met hulle te praat. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. En die skape luister na hierdie herder se stem. Hy roep sy skape op hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. En so terloops, hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder vir hulle gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang, die deur of die hek vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Maar ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is nie 'n herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. En as hy 'n wolf sou sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en hy bekommer hom nie oor die skape nie. Maar ek is die goeie herder. Ek ken my skape. En my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir hierdie skape wat myne is. So wat het jy gehoor? Wat is die blindheid by die Fariseërs wat Jesus wil uitwys en waarmee jy dalk ook sukkel? Kon jy dit sien in hierdie teks? Wel,
Om jou te help om die teks te verstaan, moet ons nou eers weer so 'n bietjie Afrikaanse taalkunde doen. Julle onthou daai goed wat ons jare gelede op skool gedoen het. Taalkunde. So ek gaan vir jou 'n sin gee en dan voltooi jy hom net vinnig vir my in jou gedagtes. Met die eerste ding wat in jou kop opkom. Alraai? Ek het 'n nuwe BMW gekoop sodat ek volg my dieet sodat ek gaan elke dag gym toe sodat ek werk snags tot 1 uur sodat ek neem versekering op my lewe uit sodat en al wat ek nou gedoen het met hierdie sinne is ek het jou gevra om 'n doelsin te voltooi. 'n Doelsin is 'n sin wat na die woord sodat kom. En dit vertel jou van dit wat jy wil bereik met wat jy doen. So doelsin beteken tipies, hier's 'n aksie wat ek doen sodat die doel wat ek wil bereik. En as jy nou mooi dink oor doelsinne, dan sê jy verstaan wat ek sê. In 'n doelsin val die klem altyd op die doel en nie op die aksie. Dit val op dit wat ek wil bereik. Ek koop 'n BMW sodat ek goed kan voel oor myself. Verstaan julle? 'n Doelsin praat eintlik oor wat ek wil bereik deur wat ek doen. Dit wat ek doen, die aksie, is net die roete na my doel toe, na dit wat ek wil bereik. So doelsin gee vir jou die rede hoekom ek doen wat ek doen. Hier's my aksie en hier's my rede daarvoor. Dis wat ek wil bereik. Nou is dit baie lekker om te praat oor doelsinne, maar weet julle in die lewe is dit nogal moeilik. Dis nie altyd so maklik nie. Alright? Ons praat oor ek wil hierdie goed doen sodat ek dit kan bereik. Maar ons fokus van ons gedagtes skuif verskriklik maklik na ek moet dit doen, ek moet dit doen, ek moet dit doen, ek moet dit doen. En dan raak jy nou later soos ek op my rekenaar as 'n huidige lys van 123 op my lys van wat ek moet doen. En jy val so vas in wat jy alles moet doen dat jy perspektief verloor op wat jy wil bereik. Jy vergeet amper, wat is dit, waar ek wil uitkom? Want jy is net besig met, wat moet ek doen, wat moet ek doen, wat moet ek doen? Sodat dit wat eintlik is wat jy sê, dat dit wegraak. En dis presies die probleem wat die Fariseërs gehad het. Die Fariseërs, en ons skel mekaar uit vir 'n Fariseer, maar as jy gaan kyk na hierdie ouens was toegewyde godsdienstige mense. Hulle was ernstig oor hulle godsdiens. En hulle was so ernstig daaroor, dat as daar een ding is, soos jy met die 7de dag as 'n Sabbat heilig aan die Here, dan maak hulle daarvan 100 klein weetjies, wat hulle uitwerk hoe jy dit moet doen. Terwyl die Sabbat bedoel is as 'n rusdag, sodat jy vernuwe kan word in jou verhouding met God en in jou liggaam, sodat jy kan werk weer. Maak hulle klomp wette, wat honderde klein goedjies, wat jy mag doen, wat jy nie mag doen nie, hoe jy dit moet doen, hoe jy dit nie moet doen nie. En dan raak hulle verstrengel in al die doen dingetjies, in die lys. Want dis al waaroor hulle godsdienstige lewe later gegaan het. Ons moet dit doen, ons mag nie dit doen nie, ons moet doen, ons mag nie dit doen nie. Hulle raak so verstrengel daarin, dat hulle nie meer God se doel met die Sabbatdag kan sien, is 'n dag van verfrissing en vernuwing van jou liggaam, en 'n dag van verfrissing en vernuwing vir jou geloof. En daarom fokus hulle net, en hulle kyk net na al die maniertjies wat hulle uitgewerk het, hoe dit gedoen moet word. En daarom kan hulle nie aanvaar wat Jesus gedoen het nie. Want Jesus het hierdie man genees en 'n totaal nuwe lewe vir hom oopgebreek. En hulle sê, maar jy het die wet oortree, jy het hierdie wetjies oortree.
Hulle wil nie dit aanvaar nie. Hulle kan dit nie sien nie. Hulle kan nie die wonder van hierdie nuwe lewe sien nie, want hulle wetjies, hulle godsdienstige verknogtheid aan hulle wetjies, maak dat hulle nie die wonderwerk kan sien wat Jesus in hierdie man se lewe gedoen het nie. En daarom maak hulle die lewe vir hierdie man en vir sy ouers en vir Jesus moeilik. Hulle konfronteer Jesus nie oor wat hy gedoen het nie, maar oor hulle honderde klein wetjies oor die Sabbatdag wat hy nie by gebly het. Ek bedoel, klei aanmaak is werk, regtig. So nou kom Jesus en hy kom wys vir hulle, ouens, julle is sienende blind. Julle sien met julle oë, maar julle sien nie regtig nie. Trouwens, in die hele verhaal lyk dit asof hy wil sê, julle is blinder as hierdie man wat genees is toe hy nog blind was. Julle is blinder as hy. En hy kom gee vir hulle die rede. Hy kom wys vir hulle waarin lê hulle blindheid. In 'n sin wat 'n doelsin is, 'n aksie sodat 'n doel bereik kan word. Luister gou weer na Johannes 10 vers 10. Ek het gekom, sê hy, dis die aksie, sodat die doel, hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Jesus sê, ons verstaan net, ek het gekom, dis wat ek gedoen het, sodat met die doel dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Dis wat ek kom bereik het. Per implikasie, dis wat ek vir hierdie man gegee het wat blind was van geboorte af. En met hierdie enkele sin wil Jesus hierdie fariseërs se oë oopmaak vir hulle blindheid. Dat hulle so in godsdienstigheid en so godsdienstige wetjies wat hulle self gemaak het, vasgeval is, dat dit vir hulle onmoontlik maak om die soort lewe wat Jesus kom bring het, te verstaan of daarby uit te kom. Hulle is te blind om die nuwe oorvloedlewe te kan sien wat Christus vir hulle kom bereik het. En die Griekse woord wat Jesus nou gebruik in hierdie nuwe soort lewe, goeie lewe, oorvloedlewe. Ek het nou probeer om dit te vertaal. En ek gee vir julle 'n paar van my vertalings. Ek het gekom dat julle 'n superieure lewe kan hê. Onthou julle, in die verlede het ons altyd rooiwyn gekoop. En toe ek nou nog, onthou ek wou 'n wynmaker word, so wyne was op universiteit vir my belangrik. En ek het my ekstra spaargeld gebruik en dan gaan ek na die ek wil sê die bottelstoor, maar is meer as 'n bottelstoor, is eintlik so 'n hele wynkelder. Dan gaan ek soontoe en dan soek ek die wyn uit met 'n stiekertjie uit, so goue een wat sê superieur. Superieur. Hy het die merk van hy's beter as die ander rooiwyne. En hom koop ek. Jesus sê, ek het gekom om vir julle 'n superieure lewe te gee. 'n plus lewe. 'n lewe met ekstra en beter kwaliteite. 'n lewe wat, as ons nou oor klere praat, dan praat jy mos nou van versadigde klere. Dit is so ryk daai klere. Om vir jou 'n lewe te gee wat saturated, versadig is. Om vir jou 'n verrykte en 'n ruim lewe te gee, verruimde lewe. Ek het op my boekrak 'n boekie met die titel Fully Human, Fully Alive. Ek het gekom om vir jou 'n lewe te gee wat fully human en fully alive is. Net soos wat dit met hierdie blinde man gebeur het, toe hom genees het. Hy het baie meer gekry as net oë wat oopgegaan het. Hy het 'n nuwe lewe gekry. En dis die ding. Daai verruimde en verrykte lewe
is een wat jy kon voel, ervaar. Ek wil dink dit gou vir 'n oomblik. As jy daai ou was wat van geboorte af blind was en niks kon sien nie, en skielik gaan jou oë oop, en skielik kry jy 'n stem om te praat, en skielik vind jy die Messias. Hoe dink julle dit gevoel? Ag, sommer net so ou, hy weet jy, goeiemôre belewenis. Genaamd. Dis 'n ervaarde, hierdie verruimde en verrykte lewe is 'n ervaarde werklikheid wat ek voel in my hele menswees. Dis nie net 'n mooi idee nie. En dis 'n lewenskwaliteit wat ek in alle lewenssituasies in my saamdra met my. Ek het 'n ander boekie op my rak. Die boekie se titel is Alles is reg, al is alles verkeerd. Alles is reg, al is alles verkeerd. Dis die soort lewe. Dis 'n alles is reg, al is alles verkeerd in alle omstandighede. En selfs wanneer dit my sleg gaan, is daar iets in my wat die wonder van hierdie verrykte en verruimde lewe beleef. En wat my bring waar dit hierdie man gebring het om Jesus te aanbid in my slegste omstandighede. Wanneer Jesus hierdie ouens wil reghelp om te sien dat hulle sienende blind is, sê hy vir hulle, ek het gekom, aksie, sodat doel julle die lewe kan hê en dit in oorvloed, hierdie soort ryk, verruimde, saturated, alles is reg, alles verkeerd, soort lewe. So ek wil hom gou oor toe maak. En jy dalk net indink in die lewe van hierdie ou wat lewenslank blind was, skielik kan sien, skielik 'n stem kry, skielik by Jesus uitkom en hom aanbid en sy hele lewe word verander. Kan jy dit voel? Kan jy hierdie verrykte, verruimde, superieure, saturated, fully human, fully alive, alles is reg, alles verkeerd lewe, kan jy voel hoe voel dit? Want as jy kan voel hoe voel dit, kan jy sien wat Jesus vir hulle sê. Ek het gekom sodat julle hierdie lewe kan hê. En as jy nou regtig wil verstaan wat hierin lê, dan moet ek jou 'n entjie verder pad vat op hierdie pad. En ek gaan vir jou 2 goed gee. Die eerste een is dit: Jesus het gekom dat jy hierdie soort lewe hier en nou vandag kan ervaar. Ons het 'n manier, as ons praat as gelowiges oor waarvoor Jesus gekom het, wat sy doel was, dan sê ons altyd, hy het gekom om ons te verlos van sonde. Alright, luister nou mooi. So as jy by Jesus uitkom, as jy in Jesus glo, dan word jy vrygemaak van die kettinge waarmee sonde jou bind. En jy word vrygemaak van die straf op die sonde. Wanneer gebeur dit? Wanneer gebeur dit? Dit gebeur die dag wat jy tot geloof kom. En vir my lê dit in die jaar toe ek in graad 8 die Here in my lewe ingenooi het en hy my lewe verander het. Dis in die verlede. Die tweede ding wat ons gewoonlik dink oor, as ons sê hy het gekom met die doel om vir my nuwe lewe te gee. Maar wanneer ons dit doen, dan praat ons van ewige lewe, is dit nie? En ewige lewe het onmiddellik hierdie prentjie in ons kop, daai soort heelgemaakte lewe wat ons sal hê wanneer hy eendag terugkom en alles nuut maak. En dit lê waar? In die toekoms. So luister mooi wat sê ek. Tussen my verlossing
wat in die verlede lê en tussen my toekoms waar ek totaal vernuwe word saam met Christus en in Christus lê 'n movie se gaping. Die gaping waarin ek en jy nou lewe. Ons lewe hier en nou. En nou sê Jesus, ek het gekom dat jy in die gaping tussen jou verlossing en jou totale vernuwing, dat jy in hierdie tyd tussenin lewe kan hê en dit in oorvloed. Hier en nou. Nie eendag nie. Hier en nou. Ek bedoel, kom ons gaan terug na die storie van hierdie blinde ou. Skielik op 'n dag toe Jesus hom genees, gaan sy oë oop en hy kan sien. En skielik gaan sy hart oop en hy kan sien hierdie is die Christus en hy aanbid hom en skielik kry hy 'n stem. In die hier en nou, nie eendag wanneer Christus weer kom. Hier en nou. Ek is op 'n dag in 'n gesprek met 'n jong man wat tot bekering gekom het. Wat sy lewe vir die Here gegee het en hierdie vernuwende werk wat Jesus in jou doen beleef het. En alwaaroor hy kan praat is hoe sy lewe verander het. Gister was dit nog wie ek was. Vandag is dit wie ek is. En hy vertel vir my hoe sy hele lewe anders voel. Hoe hy anders kyk na die lewe. Hoe hy dinge anders belewe. Hoe hy sy eie lewe sien in 'n groter perspektief van God se werklikheid. Oor hoe daar skielik 'n klomp lekkerte in sy lewe is. Oor hoe sy lewe breër en groter en heeler is as ooit tevore. Want dis wat Christus kom doen in die hier en nou lewe. Wanneer hy vir jou lewe kom gee en dit in oorvloed. Hier en nou tussen jou verlossing en jou jou vernuwing in Christus wanneer hy weer kom. Of dan in ons terme tussen my verlossing en die dag wat ek sterf. In hierdie gaping gee hy hierdie lewe vir jou hier en nou. Tweede ding wat ek wil hê jy moet verstaan, wat verskriklik belangrik is. Hierdie lewe, hierdie verruimde, verrykte lewe kan net joune word in en deur Jesus Christus. As jy soos die fariseërs vasval in godsdienstigheid en godsdienstige aksies en alles wat jy moet doen, sal jou lewe so inkrimp na 'n klomp wetjies. En sal jy nie jou lewe beleef as jy die groter, ruimer, saturated, fully human, fully alive lewe. Dis net in Christus en deur Christus wat jy dit kan kry. En dis wat Jesus nou sê as hy hierdie beeld gebruik van 'n herder en sy kudde. 'n Herder en sy skape wat in 'n kraal veilig gehou word en die skape moet ingaan en wat dan weer uitgelei word na plekke waar hulle veilig gehou word en voeding kry dat hulle gesond kan bly. Dis die beeld wat hy gebruik. En hy sê ouens, ek is die ingang. Ek is die deur waardeur jy ingaan. As jy nou verder lees in Johannes 14 sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Ek is die deur. Ek is die ingang en deur my kom jy uit by hierdie voller, heeler, volkleur kwaliteit van lewe. Deur my. En hy sê tweede ding. Ek is die herder wat sorg vir sy kudde. Ek is nie 'n huurling wat na homself kyk. Ek is die herder wat sorg vir my kudde. En dis hierdie interessante ding. Ek ken hulle en hulle ken my. En hulle ken my stem. En hulle luister na my stem. Bedoelende, en dis soos herders daai tyd gewerk het. Hulle het regtig vooruit geloop en die skaap het die stem geken. Dan gaan hulle saam in die veiligheid van hierdie beskermende muur om hulle. Of hulle stap agter sy stem aan en hulle gaan saam uit na 'n plek waar hulle
voeding en veiding kan kry, want hy ken hulle en hulle ken sy stem en hulle volg hom. Jesus sê ons verstaan dit. Dis soos dit werk. Dis deur my. Daar's geen roete na hierdie nuwe lewe behalwe deur my. Onthou julle wat ek net gesê het, toe Jesus in die tempel was daar sommige ouens wat tot geloof gekom het. Onthou julle ek het gesê dat hierdie man se oë genees is, hy het teruggegaan na Jesus toe en tot geloof gekom en hom aanbid. Deur Jesus Christus. Daar is geen ander roete na hierdie vol heel lewe nie. Dis wanneer ek tot geloof in hom kom, dat hierdie lewe skielik in my oopbreek, net soos hierdie jong man vir my vertel het, na hy tot bekering gekom het. En ek wil iets van daai lewe sê, dis 'n lewe saam met, in die teenwoordigheid van en deur Jesus, want hy is die een wat my versorg, ook in my slegte tye. Hy is die een wat my by veiding uitbring. Hy is die lewe een wat my beskerm, ook in die plek waar ek deur die dal van doodskade weer gaan. Hy is die een wat my krag gee, sodat ek tot alles in staat is deur hom wat my krag gee. En hy is die een wat vir my veiligheid gee in hierdie rowwe lewe wat ons lewe. Want sien, hierdie nuwe lewe kom uit en word gevoed deur my connectedness met Jesus Christus, die verlosser, die goeie herder. Dit lyk vir my, ons sal hom moet sien as herder, maar ons sien as verlosser, maar dit lyk vir my in hierdie gap tussen waar ons tot bekering kom en waar ons die dag sterwe of totaal vernuwe word, moet ons hom ken as die herder. En dis in hierdie verhouding met hom, dis in hierdie ken van hom, dis in hierdie aanvoeling van hom, dis in die konneksie tussen my en hom, dat hierdie soort lewe in my gebore word en groei en meer word. Hy gee my toegang daartoe en hy versorg hierdie lewe in my, solank ek na sy stem luister en sy stem volg. En dis wat Jesus vir hulle sê, ouens, julle is blind hiervoor. Julle is blind dat ek gekom het vir hierdie soort lewe. En julle is blind daarvoor dat ek die sleutel is, die geheim tot hierdie ryk oorvloed soort lewe. Vir daai ouens van daai tyd, maar vandag steeds vir my en jou, is hy die deur. En hy is die herder wat daai soort lewe in ons versorg. So kom ek gee vir jou 3 implikasies van dit wat hier staan in hierdie teks. Die eerste een is, jy moet seker maak of jy nie nog blind is nie. Jy moet seker maak. En daar's 2 redes waarom jy kan blind wees. Die een is dat jy soos die fariseërs vasgeval is in godsdienstigheid as 'n klompie weetjies wat ek doen, maar nog nooit die lewe kon sien. Of jy kan soos ons baie keer Christus net sien vir wat hy in die verlede vir my doen en in die toekoms, maar nie in die Here nie. Na Christus kyk vir wat hy vir my wou bereik in die verlede toe ek verlos is en in die toekoms wanneer ek totaal vernuwe word, maar nie na wat sy doel was vir my lewe hier en nou nie. En dan is jy blind. Dan sien jy nie die werklikheid wat Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed hier en nou nie. So is my uitdaging vir jou. Gaan maak hierdie een gebed 'n staande item in jou gebedslys. Julle weet mos nou die goed waarvoor ons altyd gebedslys is nie altyd geskryf nie, maar die goed waarvoor ons altyd bid. Sit daai enetjie by, hierdie enetjie. Here, maak my oë oop dat ek die oorvloedlewe kan sien waarvoor U gekom het. Die oorvloedlewe wat U bedoel het vir my hier en nou.
Maak my oë oop, die oë van my hart, dat ek hierdie lewe kan sien, hier en nou. Ek daag jou uit, om dit 'n staande item in jou gebedstyd te maak. Tweede ene, gaan kyk in jou eie lewe. Gaan kyk na die veranderinge wat gekom het. Gaan raak weer bewus. Ons raak so gewoond aan hierdie soort lewe wat Jesus vir ons gee, dat ons eers mee agterkom ons lewe dit nie. Julle weet mos, dis mos soos lewe is. Ons raak gewoond aan goed. En as ons eers meer bewus daarvan nie. So nou sê ek, gaan kyk weer, gaan raak bewus, gaan skryf vir jou neer, wat is hierdie veranderinge? Ek sal heel moontlik volgende Sondag 'n bietjie, nie volgende Sondag nie, ons het volgende Sondag 'n gasprediker, maar as ek weer my beurt is, sal ek dalk bietjie meer praat oor waar ek dit in my lewe sien. Maar ek wil hê jy moet gaan kyk in jou lewe. Gaan kyk in jou lewe, waar sien ek hierdie alles is reg, alles verkeerd. Hierdie saturated, hierdie oorvloed, hierdie breër, verruimde en verbreedte en verdiepte lewe. Waar sien ek dit? En skryf dit vir jou neer, elke keer weer dit sien. En dan maak jy vir jou 'n collage. Julle weet wat 'n collage. Jy blaai deur boeke en prentjies wat jou herinner aan wat jy neergeskryf het, skeer jy sommer net uit en jy plak dit in een groot prent en jy knip vir jou woorde uit wat dit beskryf en jy plak dit totdat jy so saamgestelde prent van prente het met woorde op. Oor waar jy sien dat Christus jou lewe nuut gemaak het. Heeler, voller. En dan vat jy, is my tweede uitdaging. Dan vat jy daai collage elke keer as jy bid. As jy gebedstyd het, kyk net na daai collage. En sê net dankie vir die nuwe lewe wat hy vir jou gegee het. Sê net dankie, kom daar waar hierdie man, dat jy teruggaan na Christus toe en dat jy hom aanbid. Omdat hy die Christus is wat hierdie nuwe lewe vir jou gegee het. Maak 'n deel van jou gebedstyd. Derde uitdaging. As Paulus skryf oor wat hy graag in sy lewe wil hê, dan sê hy ek wil 3 dinge hê. 3. Staan in Filippense 3 vers 10. Al wat ek wens, my diepste hartswens, my diepste begeerte is 1, om Christus te ken. Hy bedoel, deur my ervaring van en met hom. Die diepste drywer in sy geloofslewe is nie wette nie. Dis om in hierdie koneksie met Christus, hom te ken, vir wie hy is, soos hy regtig is. Onthou julle, ek het nie begin gesê, dit was die Fariseërs se probleem. En Jesus was besig om hulle te probeer leer wie hy regtig is en hoekom hy gekom het, en het gesukkel om dit te verstaan. Paulus sê, my diepste begeerte is om Jesus Christus te ken, vir wie hy regtig is, hom proef ondervindelik te ken. Tweede een, om die krag van sy opstanding te ervaar, te beleef in die hier en nou. Dieselfde krag waarmee hy opgewek is uit die dood, dat ek daai krag sal ervaar in my lewe en in hoe hy my lewe doen, sodat ek tot alles in staat kan wees deur Christus wat my krag het. En die derde ding, my begeerte is om deel te hê aan sy lyding, om swaar te kry soos hy swaar gekry het, omdat hy my koning, my herder is. Dis my diepste begeerte, sê Paulus. En ek wil jou vra, ek wil jou uitdaag, wil jy nie dit 'n staande idee maak in jou gebedstyd? Om net daai Filippense 3 vers 10 te vat en dit om te sit in 'n gebed sê, Here, ek wil U ken soos U regtig is. Proef ondervindelik. Here, ek wil in hierdie dag U krag ondervind. Die krag waarmee U uit die dood opgestaan het. En Here, ek wil in hierdie dag deel aan die lyding. Swaar kry saam met U, sodat daar nuwe lewe vir ander kan kom. 3 uitdagings wat ek op jou tafel sit vanuit hierdie teks. Kom ek sê gou vir jou, as jy hierdie 3 uitdagings vat, en jy maak hierdie 3 goed 'n konstante deel
van jou gesprekstyd met die Here sal jou oë helderder sien. Wat is die nuwe oorvloed, ryk, saturated, alles is reg, is alles verkeerd, fully human, fully alive lewe, wat hy hier en nou voorgekom het. Jy sal dit helderder sien. Die tweede ding, jy sal dit meer lewe. Jy sal dit meer ervaar, en jy sal hierdie kwaliteit, jy sal meer vanuit dit lewe, hier en nou, in elke lewenssituasie. En jy sal 'n teken in hierdie wêreld word. Jy sal 'n simbool word. Jy sal 'n persoonlike gestalte word van die nuwe lewe waarvoor Christus gekom het. Sodat ander mense in jou kan sien, Jesus het gekom, aksie, sodat doel jy lewe kan hê, en dit in oorvloed. So ek wil vra dat jy jou oë weer toemaak vir 'n oomblik. En dan wil ek hê jy moet net luister na wat Jesus vir jou vandag sê. Hy sê vir jou, ek het na hierdie wêreld gekom, sodat jy die lewe kan hê, en sodat jy die lewe in oorvloed kan hê. Amen.